Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel ook so in die hart en lewe bereik. Nou liewe vriende, die ander olifante wat nou groter is, mag dalk vir hierdie kleintjie 'n lekker lag gee, omdat hy so met 'n ou stokkie probeer optel of met sy slurpie rondloop dan ook. So liewe vriende, is dit nou maar so, oor hy nog bietjie kleiner is, leer hy. En hy moet seker nog maar bietjie groter word, en soos hy groter word, sal hy nog baie groter stompe ronddra en skuif en bome breek. So is dit ook in die geestelike lewe ook, baie keer mense wat geestelik sterker is, dat hulle op so 'n plek kom, dat hulle half eintlik bietjie hoogmoedig word, en bietjie neerkyk op die wat geestelik nog nie so sterk is nie. En daar's 'n gedeelte hier in 1 Korintiërs wat hy hierdie aspek ook in die gemeente aanspreek. En hy praat daaroor in hoofstuk 8, wanneer hy eintlik vir ons wys dat ons vryheid nie mag misbruik nie, dat ons voorregte, ons groei in die Here nie mag misbruik nie. Ons moet ander mense in gedagte hou, ons moet onthou, nie net wie hulle is nie, maar ook onthou hoe en waar hulle geestelik staan. As u kan bepaal waar iemand anders geestelik staan, mag u optrede teenoor hulle heeltemal anders wees. As u weet dat u geestelik sterker is as iemand anders, dan is dit tog u verantwoordelikheid om so swakker ene te help om te groei, om ook geestelik sterk te word. En daar staan in 1 Korintiërs 8 vers 2, as iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te weet nie. Nou ja, die hoogmoed is 'n groot probleem, wat daartoe lei dat mense verkeerd optree teenoor ander persone. Dan sê vers 3, maar as iemand God lief het, die word deur hom geken. Baie belangrik, dat ons die Here sal lief hê, en dan sal ons die Here so ken, en die Here sal ook dinge aan ons kom openbaar. En nou word hier spesifiek gepraat oor die offervleis, wanneer mense van die offervleis geëet het daar in Korinthe. Onthou nou weer, dit is 'n goddelose stad gewees, vol afgodsaanbiddery, en baie van hierdie mense tot bekering gekom het, was gewoond gewees om in daardie dinge te eet dan ook. Nou sê hy, wat is ons vryheid wat ons dan in die Here het? Ons vryheid is, ons weet dat daar net een God is. Vers 4 sê, want dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe een. So hy sê, al hierdie offervleis en goed, dit is niks, dit beteken niks, want daar is nie 'n ander God as net God nie. Daar is net een God wat daar is. En hy gaan aan wanneer hy